Vandag is dag 22 van ons 40 dae lentereis, harte aan die brand. Vandag se teksgedeelte is Johannes 17 vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Ons sluit hierdie week af deur na die groot intercessor te kyk. Die een wat vir ons die voorbeeld is van om in die gaping te staan, om ander se desperaatheid op hom te neem en dit na die Here toe te bring. So Jesus het daardie dag, toe hy hierdie woorde gesê het, vir sy disippels verseker dat hy vir hulle bid. Maar ons het ook die versekering dat Jesus vir ons bid. Lank voor ons hom gesoek het Jesus ons op die hart gedra. Laat daardie waarheid vir 'n oomblik in jou insak. Dis nie toevallig deel van God se storie nie. Jesus het jou in gedagte gehad. Jesus het jou in sy gebed ingesluit. Hy sluit steeds jou in sy middelaarskap, in sy gebede in. Jesus onthou jou. Jesus sien jou. Jy is geliefd. Wat 'n woord kom by jou op as jy dink aan dit wat jy voel, as jy besef dat Jesus reeds van die begin van tyd af jou naam en jou lewe en jou storie ken? Is dit 'n sin van troos, verwondering, dankbaarheid? Dalk weerstand en ongeloof? Bring vir 'n oomblik daardie reaksie na die Here toe. Jesus het baie spesifiek gebid toe hy vir ons gebid het. As jy die res van Johannes 17 lees, dan het hy gebid dat ons verbind sal wees aan mekaar. So dit is so mooi dat dit wat Jesus op sy hart gedra het, is dat ons sal behoort aan ander mense. Wanneer ons aan hom behoort, dan behoort ons aan ander mense. Maar nie net aan ander mense nie. Hy beskryf dit soos daai wingerdstok beeld, dat ons moet in mekaar bly, soos wat Jesus in God bly. Maar ons kan net aan mekaar vasgebind wees en in mekaar bly
as ons in hom bly. En so dit wat Jesus bid nie net oor die algemeen vir ons nie, maar hy bid ten diepste, dat ons altyd sal weet waar ons hoort. En dis wonderlik as jy weet waar jy hoort, want as jy verlore voel, en as jy lewe te veel voel, as jy oorweldig voel, dan weet jy waarna toe jy moet draai, om net weer jou wortels te onthou. En jou wortels is in Christus, die een wat nog lank voor jou storie begin het, jou geken het, en vir jou gebid het. En hy het vir jou gebid om iemand te wees, wat deel is van 'n groter storie, deel is van ander mense se storie, maar nog groter as dit deel is van God se storie. En wanneer jy vandag net God se gebede vir jouself ontvang, mag jy dit werklik weet van jouself, dat dit wat God oor jou sê, staan vas, verby tyd, verby die oomblikke van jou lewe. Jy behoort, jy is gemaak om in hom te bly, en aan ander te behoort. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weet dat ons nie net 'n nommer is in die koninkryk nie, dat ons nie net energie is nie, maar ons is name, ons is u kinders, en wanneer u vir ons bid, dan bid u vir ons dit wat ons die meeste nodig het, en naamlik dat ons sal behoort. So dankie Here dat ons u woord kan vat, as die waarste ding wat ooit oor ons lewe gesê kan word. Mag ons u gebede altyd onthou, altyd weet dat ons niks alleen aandurf nie, maar dat ons dit aandurf met u krag in, om en deur ons. Amen.